Hallo julle, welkom by die Ratel Rugby podcast. Vanaand het ons hier voorreg om met Johan Spoed, ek wil amper sê Johan Spoed, Supersport School Smit te praat. So Johan, ek gaan nie veel uitbrei nie. Ek wil sommer dadelik inval en jou vra, vertel ons bietjie wie is Johan Spoed Smit? Bietjie geskiedenis oor jou agtergrond, waar was jy op skool, gebore, dalk bietjie, ja, vertel ons jou storie. Dion, dankie. Dankie vir die voorreg om met julle te kan gesels of met jou te kan gesels. Johan Spoedsmit is eintlik Johannes Jacobus Smit van Bloemfontein. Ek sport daar's ons net een skool in Bloemfontein. So ek was in 2003 in matriek in Grey College en nee, ek terg net daar's wonderlike skole in Bloemfontein. Ek was bevoorreg om in Grey College te wees, so sport is so half deel van 'n ou se DNA daar op skool en is amper jy weet jy's nie deel van die manne as jy nie rugby of cricket of atletiek of jy weet waterpolo, daar was so baie sporte, maar sport was maar deel van 'n ou se DNA. Ook bevoorreg gewees, ek het langs die rugbyveld groot geword, my pa het rugby gespeel. Laat 80s, vroeë 90s by die Vrystaat en by die Pumas. Daai tyd nog Suidoos-Transvaal. Ja, ek's in 85 gebore, so ek het daai laat 80s en vroeë 90s, ek kon my pa sien rugby speel. Wat baie lekker was en groot geword saam met ouens soos Andre Joubert en Chris Badenhorst, Helgard Miller wat saam hom gespeel het. Jy weet legendes van die Suid-Afrikaanse rugby wêreld. En dis seker maar waar die gogga gebyt het, né? Aan die rugby kant. Snaaks genoeg op hoërskool het ek amper meer, ek sal nie sê uitgeblink nie, ou wil nie dit sê nie, maar ek het dit amper beter gaan op die cricketveld as op die rugbyveld. Maar soos ek nou sê, as jy in Grey is, dan speel jy rugby en jy leef rugby elke dag. So ja, dis waar dit begin het en toe gaan studeer by die Universiteit van die Vrystaat, Dion, en ek dink dit was my tweede jaar van studies, in 'n groot motorongeluk betrokke gewees net buite Viljoenskroon in 'n kop-aan-kop ongeluk. En dit het maar my speel daar, rugby, cricket, al daai goed verskriklik ingeperk. Ek het so amper 4 jaar na die ongeluk probeer om terug te keer cricketveld toe, 'n seisoen bietjie deur pyn en goed geworstel, maar nooit regtig weer kon oefen soos wat 'n ou wil oefen en goed om regtig kompeterend te speel nie. Maar steeds was sport baie deel van my. Ek het begin afrig. Jy weet op die einde die voorreg gehad om Koffsies, die Universiteit van die Vrystaat, vir so amper 6 jaar hulle eerste cricketspan af te rig. Maar in 2017, toe die hierdie stromings van rugby wedstryde of streaming soos wat ons maar van praat baie begin. Ek het dit gesien, destyds was dit 'n maatskappy met die naam van School Sports Live. En ek het vir Rowan Raaf en Andrew Wester-Cowan wat dit begin het gebel en gesê, maar ek sal graag wil kommentaar lewer. Op daai stadium was daar nog nie so baie ouens soos nou wat dit wou doen en geweet het van die stromingsdienste en goed nie, en hulle het gesê wel ons gaan nou St John's College fees toe, kom probeer. En ek probeer altyd onthou wat was die eerste wedstryd wat ek uitgesaai het. Ek weet Hoërskool Florida het gespeel, Dion. Yes. Maar tot die dood toe kan ek nie onthou teen wie nie. En my vrou het eers 'n foto. Jy weet as jou naam nou opkom en sê daar's Johan Smit lewer nou 'n kommentaar. Dit sy nou daar, jy weet, 'n foto van geneem en goed en wat eintlik ja, interessant. Ek kan eintlik gaan kyk of ek daai foto iewers kan opspoor want dit was toe na die begin van 'n reis wat ek eintlik in woorde nie vir kan beskryf. Waar dit ou al oral heen gevat het en langs watter velde jy al gesit het in van Suid-Afrika se grootste skole wat jy letterlik op die beste sitplek op die stadion sit, want onthou daai stellasie van ons staan op die middellyn en daar sit jy in 2023, ek's 'n massiewe groot cheetah ondersteuner, het ek die voorreg gehad om die Curriebeeker halfeindstryd tussen die Cheetahs en die Bulle in kommentaar te wees vir SuperSport. Dis iets wat bygekom het so van 2022 af. Jy weet dit te doen en dan op daai oomblik wil jy jouself knyp. En jy wil sê maar hoe het jy hier geëindig? Jy weet jy's nie 'n oud Springbok nie, jy het nie jy weet al die rugby wedstryde gespeel wat julle ouens gespeel het nie, maar hier sit jy
ewe skielik het jy redelik mag oor daai span want jy sit met 'n mikrofoon in die hand en jy sê wat jy dink. Ehm nou dit dis baie keer 'n gevaarlike ding vir om vir my 'n mikrofoon te gee en sê wat ek moet sê wat ek dink. As baie mense wat wat of my net op is dit my agtergrond. Ek is vandag getroud. Ou moet jy weet hoe lank, 9 of 10 jaar, een van die twee. En ek het 'n seentjie van 6 wat gelukkig baie lief is vir sport. Jy weet ek dink dit sou 'n moeilike groot word tyd vir hom gewees het as hy nie van sport gehou het nie. Spoed daar, maar jy 2017 begin met jou eerste was. Jy gaan nou vir ons, as jy omgee nou vir ons daai storie vertel wat jy by daai Kroonstad manne aand vertel het van jou pelle, was jou 3 pelle. Ek gaan jou nou vra oor daai ene. Maar ek sê jy teen 2022 was jy al by 150 games wat jy uitgesaai het. Nou, is dit korrek of wat staan jy nou? Weet jy, het jy 'n idee? Ek het dis nou interessant. Baie ouens sê jy moet nooit tel nie want dan maak jy 'n wedstryd belangriker as 'n ander een. Ek voel is juis anderster. Soos die ouens sê, ek's nog 'n bietjie old school, Dion. Ek het maar jou swart boek waarin ek my voorbereiding doen vir 'n wedstryd. So ek skryf nog alles met die hand. En ek is dis vir my 'n ritueel. Dis vir my ononderhandelbaar dat 'n kommentator goed voorbereid opdaag. Het sy dit vir 'n skoolwedstryd is of het sy dit vir 'n Currie-Beeker wedstryd, 'n URC, wat se wedstryd dit ook al is. En ek noem altyd vir die ouens, ek sê probeer, skuis vir die Engelse woorde so tussenin, maar probeer die non-googlables vir die mense vertel. Almal kan 'n feit gaan Google en almal kan gaan Google hoeveel 'n ou weeg en hoeveel wedstryde hy gespeel het, maar jy kan nie gaan Google dat Kosie se pa boer met bees net buite Groenhou in Suidwes nie. Jy weet of in Namibië, want ons nou net korrek praat hier. So dis vir my 'n groot passie wat deel is van die kommentaar is die voorbereiding en meer te leer. Op skole vlak eintlik baie moeiliker nê om voor te berei, want al die feite is nie so redelik beskikbaar nie. Soos wat dit is op die internet nou vir provinsiale en professionele spelers nie. So dit maak dit lekker, jy moet bietjie skou skuur met die afrigters. Die kaptein se pa is altyd 'n lekker ou om in die hande te kry. As jy hom ergens kan kry, dan kry jy baie feite. Ja, ek dink daai punt wat jy daar aanraak is en dit fascineer my altyd. Ek hou dis hoekom ek ook begin het deur te vra wat jou storie, want mense geniet mense se stories, né? Almal het 'n storie om te vertel en dis lekker, maar is baie waar wat jy sê. Om 'n professionele speler kan jy amper sy hele pedigree gaan trek van die internet af, maar skoolspeler is bietjie moeiliker. Spoed, vertel ons bietjie as jy omgee nie. Ek het daai storie geniet, daai eerste uitsaai, jou feedback van jou terugvoer, van jou vriende af. Ja, kyk, die terugvoer was nie te positief van die begin nie. Jy weet, ouens se velle is eerlike ouens en ek sal nou nie inkleer met hulle taal gebruik nie, maar dit was maar basies oor waarmee is jy besig? Hoekom sal ons nou vir jou wil luister? Jy praat genoeg, jy weet daai tipe nou kom jy hier aan en jy wil nou nog op 'n stream ook met ons praat en goed. Maar weet jy, Dion, dis net tong in die kies, maar ek het regtig 'n paar pelle wat amper die pad saam met my gestap het. En jy weet, my op 'n Vrydag nou nog 'n boodskap sal stuur en jy weet, waar praat jy die naweek? So, en dan daadwerklik 'n plan maak en kyk of dit 'n wedstryd is nou waarby hulle belangstelling het, al dan nie. Partykeer is dit 'n skoolwedstryd en hulle het eintlik met die twee skole wat speel, jy weet, nie veel van 'n belang nie. Maar hulle sal dan kyk en vinnig terwyl ek in kommentaar is, jy weet, jy praat te veel. Net dit stuur en sê hoor jy praat te veel want dis my Achilleshiel is ek raak dis ook my grootste sterkpunt glo ek as kommentator ek is emosioneel betrokke. Ek is nie jy weet daar was 'n stadium in Afrikaanse kommentaar wat dit baie platonies geraak het en baie
monologies geword het. Nou, dit is nie my forte en my styl om so monologies of apaties amper te wees nie. Jy weet as 'n oue goeie breekslag maak, raak ek opgewonde en as 'n goeie 3 gedruk word, dan stop ek hier net kort van skree want 'n ou moet ook nou nie skree nie, maar ek is betrokke in die wedstryd en dit is vir my lekker. So dan kry ek net daai WhatsAppie van 'n pel of van my broer sê jy praat weer te veel vandag, raak rustiger, jy weet. Want rugby tussen twee 10 stippenlyne is tog nou nie, jy weet, exciting nie. Dit jy weet, dan moet 'n ou so dis daai speling. En dis baie lekker en jy het gevra nou hoeveel ek dink as ek sake so uitkyk die dag 1 op Kruiwenweek ek's gelukkig ek gaan saam met Supersport Kruiwenweek toe. Maar dis 'n Supersport produksie nie 'n Supersport Schools een nie. Ek dink dag 1 SWD teen die Cheetahs wat nou vir my ook spesiaal sal wees sal my 450ste wees. 450. So ek kan amper 'n bet gaan hierdie jaar 'n bet laat vir 500 wedstryde. Ja, dit soos ek vir jou sê, dit is maar ietsie, dis maar 'n bygeloofie amper so dat ek hom net so merk hier links bo in die hoekie en ek hou maar telling en jy weet dit maak dit spesiaal en mense sal nou dalk dink ek weet dit so beplan, maar ek het nou net gou iets saam met my vrou gaan eet hier in Pretoria en ek sê toe vir haar luister, maar dit lyk of dit dalk so kan uitwerk dat dit 'n Cheetahs SWD wedstryd sal wees by Kruiwenweek. Een van nou ou sê maklik my beste vriend, maar definitief een van my beste vriende is die hoofafrigter van die Cheetahs se Kruiwenweek span, Bobby Hubert. So dit maak dit ook spesiaal. So dit sal vir my 'n lekker een wees. Ek hoop nie Supersport verander die skedule in die week voor dag 1 en gee vir my die wedstryd nie. So dit sal nogals lekker wees. Ja, so dis Vrystaat teen SWD, maar ek het nou nie Vrystaat se span gesien nie, maar dis seker maar Grey teen SWD. So dis ja. Jy weet ek het al so liggies begin met my voorbereiding soos wat ek glo ou moet. Is 18 Grey spelers in die 23. Maar daar's ook verskriklik baie Oakdale spelers dan weer in die SWD span. En dit was 'n massiewe wedstryd vroeër die jare Bloemfontein tussen Grey College en Oakdale. Ja. Oakdale het 'n enorme pak voorspelers. En groot agterspelers ook, jy weet, so hulle het wraak in gedagte want vir hulle is dit 'n tweede wedstryd teen Grey. Ja, Grey dis Grey teen Oakdale en ek gaan nou 'n bietjie van die storie af, maar jy praat van 'n groot pak vors van Oakdale. Ek het uitgevind hulle het gemiddeld 106 kg per speler, daai pak vors van hulle. Ja. En dan sê ek ook daai pak vors dis nie stadige lomp groot vors, dis mobiele spelers. So ja, ek dink daai gaan 'n baie goeie game wees. So ek dink gaan 'n lekker een wees om uit te saai. Die interessante ding van daai pak voorspelers van Oakdale, kyk dit Grey in Bloemfontein, ek dink dit was 15 Maart, dit was vroeg hierdie jaar. Ja. 'n goeie 2, 3, 54 minute gevat voor hulle uiteindelik daai pak voorspelers moeg kon hardloop, jy weet, en mense sou verwag het dit sou baie vroeër in die wedstryd gebeur het, maar soos jy sê, dis 'n span wat 'n klomp groot seuns in het, maar hulle word goed afgerig deur Malan du Plessis. Jy weet die direkteur van rugby daar by Oakdale en nou voeg jy by dit 5 of 6 baie beweeglike Outeniqua spelers. Jy weet hulle het weer daai gevaarlike agterspelers, buite agterspelers. So nee, Vrystaat / Grey College is in vir 'n ding op dag 1 teen Oakdale. Nou, so ons het nou die geskiedenis rondom die Supersport Schools. Wat is jou, obviously ons het nou gepraat oor jou rol as kommentator, maar dis baie meer as dit. So wat is jou ek wil nie sê posbeskrywing nie, rolbeskrywing by Supersport Schools tans? Ek dink ja, my rol by Supersport Schools het ook baie gegroei van die tyd as 'n kommentator, dus so ek by hulle begin betrokke raak het, maar dan sit maar vry op 'n vryskut basis. In Januarie 2023 het ek voltyds daar begin werk. Eers as area bestuurder vir Vrystaat en Noord-Kaap. Met ander woorde, toe het ek nou gekyk na alles wat daar gebeur
seker gemaak kameraspanne kom uit, amper besluite gemaak oor wat kan gewys word, wat kan nie gewys word nie. Want dis vir ons in ons wêreld verskriklik moeilik, Dion. En ek hoop die mense wat vanaand kyk, kan dit verstaan. Jy weet, ons wys party naweke 3000 sportwedstryde. Ehm nie 3000 verskillende plekke nie, jy weet, maar as jy nou gaan vat, daar's 10 wedstryde op 'n Ja, ja, dag ja. hierso of 8 wedstryde daar. Nou, ergens op 'n stadium bereik 'n ou tipe van kapasiteit. En dan moet mens vir iemand sê, "Jesus meneer, ek wil so graag help. Jy weet, maar ek kan nie hierdie naweek 'n span losmaak om by jou uit te kom nie." Want 'n ou het aanvanklik met 'n sekere groep skole gewerk wat jy amper wat gekontrakteer is en gesê ja, ons kyk na julle sport en ons wys alles op die skoolgronde. Ehm my rol het van daar 'n bietjie gegroei. Ek het begin kyk bloot omdat ek ook lief is vir kommentaar en self dit doen, het ek begin kyk na die kommentaar wat jy op TV hoor op kanaal 2 en 6. Begin sorg dat ons strukture in plek sit om kommentators in elke provinsie beskikbaar te hê sodat ons kan begin besnoei op reiskostes. Wat ook dan vir ons in staat stel om weer meer produksies te kan doen. So ek sal byvoorbeeld op groepe werk waar ek in Gauteng byvoorbeeld 'n groep Engelse kommentators en dan 'n groep Afrikaanse kommentators. Die SDC Noord-Val beker sal jy baie Afrikaanse kommentaar hoor. En dit is ouens wat dan gereeld vir ons kommentaar doen, manne so Simon Rickert wat die NB goed ken, Johan Pretorius, Alex Jonker, en ouens wat self in eie reg tot baie goeie kommentators ontwikkel het. Johan Pretorius is meer aan die radiokant. Simon Rickert gaan julle hoor by Kruiwenweek. Supersport gaan hom daar inspan vir die eerste keer. Hy's baie opgewonde en ek is baie bly vir oom Simon. Adrie Hegter daar in Bloemfontein, nog 'n naam wat julle baie hoor. Hy gaan by Kruiwenweek wees wat Supersport gaan hom gebruik vir hom en ons Simon. So ek's baie bly daaroor. So ja, ek hoop en ek glo en ek vertrou ek speel 'n rol daar om 'n paar jong kommentators ook deur ons stelsel te bring. Aan die Kosa kant het ons 'n paar goeie jong kommentators wat ons baie in die Oos-Kaap gebruik. En dan het laastens en ek dink dit was begin of middel 2024 het ek die rol bygekry om na ons groot feeste om te sien uit 'n administrasie oogpunt en goed, en die feeste wat die mense nou dadelik sal ken is die Absa Wille Klawer, die Noord-Suid toernooi, al die Paasfees toernooie of die Paas toernooie. Daar's ek maar die ou wat skakel met die skool, skakel met die skoolhoof, met die borge, seker maak ons kameraspanne is betyds. So ja, ou sit nie baie nie. En dan kry ek nou die grootste voorreg van alles is wanneer ek saam met ouens soos jy en Richard Bands en Dani Rousseau en Hellas aan in Kroonstad 'n verhoog kan deel. Ek het Saterdag aand en ek daar by St Charles College was ek in Durban en ek het 'n aand aangebied daar met Brad Thorne. O, Um, ja, ja. Ja, ja, en ek het saam met hom gespeel. Die slot, nee, nee. ja, 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 ja. Ja, en dit was vir my, ek meen, hier sit 'n All Black, jy weet, en 'n legende en 'n ou wat hy's New Zealand se bakkies. ja, ja, En ja. en en hy sit daar en jy sit met hom en gesels en dan sit weer een van daai oomblikke wat jy jouself wil knyp van dis so amper wat doen jy hier? Jy weet hoe so ja, daai in 'n netedop, dis nou my rol eintlik by Supersport Schools en maak nie saak hoe besig ek is nie. Ek wil partykeer my kar se deur inskop van frustrasie van net ek wil ook eintlik gaan golf speel of wat ook al. Maar ek dink jy raak so 'n bietjie verslaaf daaraan, om te weet ook wat se impak dit wat ons wys vir baie mense bring. Ja. Nee, ek moet vir jou sê ek is Supersport Schools ek sê vir baie mense ek kyk verseker meer skole rugby as wat ek enige senior provinsiale wedstryde kyk. En dis ek kry myself laat ek Saterdag ek's op my laptop en ek's op my foon, hulle sit langs mekaar en ek kyk en ek kyk En dis twee wedstryde te gelyk. en weet jy hoekom, Dion? Ek het baie daaroor gedink en baie daaroor gewonder in 'n persoonlike
pad in my loopbaan of op 'n persoonlike punt in my loopbaan mense ou vir besige Karibeker en jy hoop weet nou een keer die halfeindstryd uitgesaai, "Jesus, kan ek asseblief hierdie jaar miskien, jy weet, dis dalk my gebed op hierdie stadium." Maar as jy dan stil sit en gaan terugkyk, dan sê jy so amper, "Jesus, kon ek nie maar eerder vandag die Gim Boys daai game gedoen het nie. Ja. Of kon ek nie eerder vandag Garsfontein ek het ek in my noppies jy weet hulle het my gebel in die week en gesê asseblief man kyk of die 26ste Julie ons nie goed so kan reël dat ek die SDC Noordval wedstryd tussen Garsfontein en Monas kan uitsaai nie. En dis altyd vir my die lekkerste, jy weet as iemand as 'n skool of 'n organisasie of iets vir jou vra maar kan jy nie kyk of jy dit vir ons kan doen nie. En dan besef jy eers oor die Garsfontein teen Monas in die SDC Noordvaal vir die Noordvaal gedeelte van Suid-Afrika is dit 'n enorme wedstryd. Jy weet Garsfontein het laaste 2 keer die SDC Noordvaal gewen. Monas wat gesukkel het 2 wedstryde nou in 'n ry gewen onder Sophie en Jannie. En dis ouens wat almal nou pelle geword het. So om dan daai wedstryd te gaan doen, dan is jy so maar ek het nie nodig om vandag 'n Karibeker wedstryd te doen nie. Hierdie een is vir my, hierdie een is reg. SuperSport kan my iemand anders stuur. Ja, ek dink op daai punt is ons sê waar was dit was 'n jaar of 2 terug te speel. Ja, okay, so dit sou laas jaar geseker gewees het. Maar hierdie jaar was dit Affies Grey daar in Bloem. En ek dink was laas jaar gewees en op daai selfde tyd toe is daar 'n Currie Cup game by Loftus. Ja. En ek weet nie waar dit was nie, maar dit gesê daar's meer mense by die Affies Grey game as wat daar ouens was by die Loftus wedstryd. So ja, so jy begin al maar ja, dis waar die skole rugby gaan en ek dink met hierdie SuperSport Schools model raak dit raak net al hoe groter. Ek sê skole rugby gaan, ek weet ook weer eens, ouens kan my korrigeer as ek verkeerd is, maar hulle sê college football in Amerika is groter as NFL. En ek sien amper dis waar skole rugby is en gaan. Nou hulle praat en weer eens soos ek sê mense moet ons korrigeer nê want dit is nou maar gesprekke wat 'n mens het. Hulle praat van college football as 'n $400 biljoen industrie. En dit gaan natuurlik tyd vat. Maar skole rugby is op pad daartoe. In Suid-Afrika want jy moet onthou ons het die heel beste produk in die wêreld. Want ons skole rugby is uniek in die sin van dis geweldig kompeterend en dis geweldig uitslag georiënteerd. Waar ander lande nie altyd daai model volg nie. So dit maak ons produk ongelooflik kykbaar. Want hy is uitslag gedrewe. En ook altyd vir die mense 'n wedstryd tussen jy het nou byvoorbeeld genoem Affies en Grey College. Dis verskriklik groot want beide spanne weet dit is die een en enigste keer die jaar wat ons teen mekaar speel. Daar is nie 'n tweede kans. Daar is nie as ek die groepfase in die Karibeker vir die Bulle speel en ek verloor teen die WP kan ek hulle omdop in die halfeindstryd. En dit maak dit nog meer kyk jy verwys na die Grey College afwedstryd. Verlede jaar was Affies op hulle tuisveld 16-0 voor teen Grey College met 5 minute oor voorrustyd. En hulle die wedstryd verloor. So hierdie jaar het nog meer mense daai wedstryd gekyk want hulle wil kyk kan Affies dit, jy weet kan hulle terugkom en vir Grey omdop. En dit maak dit geweldig kykbaar en borgig begin dit besef. Hulle begin investeer. Almal het nou die King Prize Derby reeks gesien al hierdie jaar. So die liggies begin by korporatiewe korporatiewe Suid-Afrika ook aangaan en sê, "Jo, maar hier's 'n produk wat ek nou sal moet inklim, want as ek oor 5 jaar gaan wil inklim, gaan hy vir my soveel kos, soos die Karibeker of soos die URC. Ek moet nou inkom teen 'n bietjie goedkoper en 'n lang ooreenkoms teken, want anders gaan ek te veel moet betaal eendag." Ja, jy moet inkom terwyl dit nog goedkoop is en dan jy praat van daai Affies Grey hierdie jaar het hulle ekstra paviljoen agter die pale gehad, né? Wat toe ek laas met die vorige een 2 jaar terug, maar dis mos 1 jaar daar, 1 jaar hier, toe het hulle dit nie gehad nie. En hierdie jaar het hulle dit gehad.
So ja, ek dink die skole rugby en dan wat jy nog kan bygooi is daai skole het nog daai geskiedenis ook en daai tradisie wat dit nog Mm. soveel beter maak. En ek sê vir mense wat ek van skole rugby geniet is obvious ek het nou nie altyd die geleentheid om dit te gaan kyk by die veld nie, maar selfs as jy as jy by die veld self kyk, is 'n ander dinamika. As jy na Loftus toe gaan, sit jy op jou sitplek en jy praat met die een of twee mense langs jou. Ja, Skole rugby is anders. Jy stap daar, jy eet ietsie, jy loop iemand raak wat jy ken, jy gesels, jy stap verder, jy kyk vir anders. So dis 'n heeltemal ander dinamika wat ek nou baie geniet. So maar ja, ek dink dit gaan net skole rugby gaan net groter en groter word. jy weet wat ook lekker is by die skolewedstryde Dion is kyk die skole kan die grootste vyande wees op die veld. Maar het jy al gesien hoe laat bly die affies ouers by Grey College na die wedstryd? En andersom by as Grey College in Pretoria gaan speel, hoeveel ouens is daar by klub 600 tot 12 uur die aand en dan as hulle daar wegry is dit Vrystaat registrasienommers. En dis vir my die mooi wat ook nog gebly het in skole rugby in Suid-Afrika. Afrigtingskorps wat na die tyd mekaar in die oë kyk, handskud en sê kom ons vat 'n skuimkoppie saam. Jy weet, en al is dit net enetjie want ons moet op die bus terug. Jy weet, daar word eers gesosialiseer na die wedstryd. Ons kan baie hard kompeteer en jy weet self in professionele rugby het dit al hoe minder en minder geword. Die rugby onthale en hierdie tipe goed is amper vergoed verby want dit is professioneel. Jy weet jy skud wel hand na die wedstryd, maar dan's almal na hulle eie kleedkamer toe. Jy's baie gelukkig as iemand oorkom en 'n bier kom drink, maar 45 minute na 'n Karibeker wedstryd is jy aan huis toe. En en op skole vlak is dit nog anders en dis vir my ook baie spesiaal en altyd lekker om deel van dit te kan wees. Nou, ek dink die groot ding vir my met skole en ek sê dit baie en dis hoekom skole rugby daar's baie goed hoekom ek dit geniet, maar daar's ook 'n gemeenskapsfaktor. So wat wel jy ook, ons kom baie op plattelandse dorpies en ek sê altyd ek dink ek het laas by daai Kroonstad manne aan tot gesê dat skole is baie keer die grond wat 'n gemeenskap aan mekaar hou. Ja. En as die sport goed doen en mense geniet dit en hulle gaan nog Saterdag te kyk of hulle kyk of hulle stream dit, hulle kyk dit op TV of wat ook al. En so ek dink die rol van skole rugby is baie meer as wat mense dink. Mense sien nie daai gemeenskapsfaktor wat dit ook 'n rol speel nie. So Definitief. maar spoed en wat is ek wil aan vir jou sê wat is die groot droom, maar dit klink asof jy die droom lewe. So en ek weet jy hou van die skole rugby, is die droom nog om 'n toets te doen? Wat sal die groot droom wees of is jy klaar daar? Yes, Dion. Die droom sal altyd wees om 'n toets te doen. Dit sal altyd die droom wees. Ek dink waar ek nou is en ek redelik gevestig is in my deel van die kommentaarwerk, jy weet, sien ek uit na die Karibeker en ek sien uit na die Verenigde Rugby Kampioenskappe later hierdie jaar en 'n lekker, jy weet, 'n lekker wedstryd of 'n paar wedstryde in die VRK gedoen hierdie jaar. Onder andere die Lions en Ulster op Ellis Park. Dit is altyd vir my 'n droom gewees om op Ellis Park uit te saai. Dit was, jy weet, Loftus die eerste keer was ook 'n ervaring. So in die kort termyn, ek het nog nooit 'n wedstryd op die DHL stadion uitgesaai nie. Dit sal vir my baie lekker wees en ja, dan die droom sal maar altyd 'n toets bly, jy weet. Ek's baie bevoorreg aan die skolekant. Ek het gaan later die jaar heel moontlik my derde Parel Interskole uitsaai. Ek het Grey College teen Paul Roos gedoen. Ek het, jy weet, op in 'n skolevlak miskien een wat ek nog nie gedoen het nie, wat ek baie graag sal wil doen omdat ek baie keer in Engels ook uitsaai is die Bish Bosch Derby, Bishops teen Rondebosch. Is enetjie wat ek nog nie gedoen het nie en ek voel wat ek baie graag sal wil doen om te kan sê ek het jy weet die groter skole wedstryde gedoen. Maar 'n ander ene en glo dit of nie wat ek
nog ook nooit gedoen wat ek baie graag sal wil doen is HTS Middelburg teen Middelburg. Ja, Um ja, ja, ja. Ja, ja, ek is 'n soos die Engelsman sê 'n sucker vir 'n dorpsderby. Ou. Dit is ja. dis Maar dis baie dit spesiaal. ja, dit bring my weer terug na die dorpsderby, weer een terug na die gom wat die gemeenskap aan mekaar hou, né? Ja. Ja, so HTS Middelburg, ja, ja, dit is nog altyd 'n grootte gewees. En dan maar jy sê jy gaan hierdie jaar Paul Boys Paul Gim doen. Dit lyk op die 2 stadium so. Augustus. Dit lyk op die stadium so. Jy weet met die King Prize Derby series is daar 'n paar wedstryde wat soos ek sê wat hulle ou vra en sê sal jy vir ons hierdie ene doen. Pro Vantage is die maatskappy agter die produk. En hulle sal so nou en dan, jy weet, vir my sê hulle gee nie om wie stuur ek vir hierdie en hierdie nie, maar sal ek bereid wees om te kyk om daai ene te doen. En ek was verlede jaar saam met Warren Brosnan. Het Okay. ons daai ene gedoen. Nou Warren se seun is nou in Boyseye. Ja, ja. So hy jy weet hy steek ook al van Januarie af hand op en sê hy sal dit baie graag wil doen. So as die vader dit so bestem dan ja, dan sal ek in die Parel wees op 2 Augustus. In hierdie jaar werk daai enetjie baie mooi uit vir skole rugby liefhebbers van dit sal bepaal wie Suid-Afrika se nommer 1 span in Ja, 2025. Ek sê ek het al baie met my pelle daar in die Parel gespot Dion, want dan dan sê ek jy's julle praat van die grootste rugby wedstryd in die wêreld, maar julle is nommer 5 en 6 in die land. Jy weet hoe nou en hier en hierdie in die laaste kyk hulle is altyd hoe sê die Engelsman there and thereabout. Nee, hulle is altyd van die ja, voorste skole, maar hierdie jaar werk hy regtig goed uit want hulle is die nommer 1 en 2 spanne in die land tans. Mens kan nie regtig sien dat daar iemand is wat hulle gaan klop voor interskole nie. Kyk Parel Gim het 'n taai enetjie die week net voor interskole. Hulle speel Wynberg by Wynberg en Wynberg het 'n baie goeie seisoen hierdie jaar. So daar loop 'n spreekwoordelike piesangskil vir Pieter Rousseau en sy span rond want man, jy kan nou vir 'n Parel Gim ouetjie probeer verduidelik, moenie 26 Julie al in volgende naweek dink jy, maar hy dink al van die derde kwartaal begin. Dink hy al interskole. So daar's 'n piesangskilletjie, maar dit gaan heel moontlik nommer 1 teen 2 in die land wees. ja, ons het op ons ranglys het ons hom ook 1 en 2, maar ek gaan jou nou vinnig op die spot sit. Paul Gim of Paul Boys? Hierdie Pieter jaar Rousseau het my verlede vir die wen. Pieter Rousseau het my verlede week gebel en hy sê toe vir my luister, die Gim ouens hou nie meer so baie van jou soos 'n week terug nie. Want ek het op ons program op Rugby on 216 het hulle my ook gevra vir 'n vroeë voorspelling en ek het gesê Boyseye. Um en ek grond dit op twee redes. Gereeld in die Parel Derby wen die sogenaamde underdog. Die ou met die swakker seisoen. Maar hierdie Gimspan is baie goed. Ja, ja. Maar Boyseye ook en Boyseye se verdediging is rotsvas. Ehm Hulle is baie goed op die grond soos wat hulle altyd is. Shaun Erasmus Ja, ja. is 'n ou wat die afbreekpunt verstaan en hy rig die afbreekpunt hard af. En Neil de Bruin het definitief 'n verskil gemaak vandat hy ook, jy weet, daar help. En dan die hoofrede hoekom ek sê is die een ding wat Gim hierdie jaar wel 'n bietjie mee gesukkel het was stelskopwerk. Hulle het dit nooit baie nodig gehad nie want hulle speel sulke goeie rugby. Maar daar was wedstryde wat as dit 'n naby stryd was wat hulle in die moeilikheid sou wees as gevolg van stelskopwerk en gereeld op baie interskole is die punte verskil. Ek meen oor die eeue heen is dit 3 punte. Is die punte Ja, ja, verskil. ja. Jy weet en so ja, so ek maak nou 'n kort storie 'n baie lang een Nee, want nee. ek het pelle baie goeie pelle aan al twee kante van die draad. Jy weet, soveel te so dat ek laas jaar op die veld voor die wedstryd vra hulle vir my wie gaan wen, toe sê ek dink dit gaan gelykop wees. So ek dink Boyseye met 2 punte, nee.
Ja, ek gaan gym. So Ja, daar ja. is daar is 'n kans dat ek vir besigheid oor daai naweek onder in die Kaap is. So dan kan ons kyk wie was Dis reg, ek of jy, maar ek dink ongeag albei daai spanne ongelooflik goed afgerig, briljant afgerig. Ehm so ja, dit gaan dis kom ons dis kyk maar iets waar gou ons weer die tweede. jy weet dis iets waar ons ook nie jy weet ag ons kan tot môreoggend praat hier nê maar dis iets wat 'n ou ook nie genoeg noem nie is die kwaliteit afrigting wat deesdae betrokke is by skole is dis professioneel. Ja. Ek meen jy weet jy ry rond en jy rig af en jy spandeer tyd saam met skole. Jy weet man Parel Gimnasium, Pieter Rousseau, Helmut Lema, Dawie Tron betrokke in die struktuur, Marnus Hugo die verdedigingsafrigter. Dis eisters. Dan kyk jy aan boys daai, Shaun Erasmus, Neil de Bruin, Sadi. Dis eisters. Dan kyk jy Grey College, Bobby Joubert, Tiaan Liebenberg, Janie Geldenhuys, jy weet, Elgard Miller betrok dit, Wian de Pre wat help met die skrams. Dis bokke, dis eisters. En ek dink dit het 'n baie groot opwaartse kurwe ook in skole rugby gebring want die ouetjies oefen professioneel, hulle eet professioneel, hulle is beter gekondisioneerd. So die waar jy 5 jaar terug gespan vir 2 naweke in 'n ry kon sien presteer en dan sukkel hulle. Nou sien jy ouens wat dit vir 14, 15, 16 wedstryde in die seisoen kan doen, want hulle word gemonitor. Hy kry die dag af as hy naby aan die rooi is. Want die statistieke sê so. Die SNC sê nee. Pietie kan nie vanmiddag oefen nie, want hy's op 95% lading. Ons moet hom afkry tot 80% dan kan hy weer oefen. So hy gaan vanmiddag fliek saam met sy meisie. Jy weet, so dit is nee, dis Ja, ongelooflik. ons het dis so waar. Want ons het mos op Raadval Rugby ons het elke week 'n coach wat ons feature. Ek weet nou nie wat die mooi Afrikaanse woord is, en weer gaan my weer bless. En selfs van hierdie klein skooltjies, van daai afrigters se CV's is ongelooflik indrukwekkend. Maar dit het professioneel geraak. As jy soos jy sê die diepte en die coaching is Monty de Mont, was hy nie by gym betrokke gewees nie? Hy was Was ook hy nog betrokke daar? en jy weet ek sê dit ek beskryf dit vir die mense so want ons baie ouens wat vra dan jy weet jy was nou saam in Kroonstad by 'n mannaand en dan kom hy in Kimberley by een en dan kry die ouens 'n kansie om 'n vraag te vra en baie keer is die vraag luister jy spoed maar het dinge nie nou te ver gegaan dan dan sê ek en hier's net my opinie en dan sê ek nee sê ek want onthou die skole het 'n keuse. Elke skool in sy beheerliggaam en sy ouerkorps en sy oud leerders het 'n keuse. Wil ek deel wees van die elite skole of wil ek net rugby hê as 'n program by my skool? Die belangrike feit is as jy vir opsie nommer 2 gaan, moet dan net nie teen opsie nommer 1 skole speel. Want dit gaan sleg wees vir almal dan. Dit gaan nie 'n goeie advertensie vir skole rugby wees nie. Dit gaan nie lekker wees vir jou seuns nie. Dit gaan sleg wees vir die ouers. So daarom is daar in provinsies 'n A-liga en 'n B-liga en in die SDC Noord-Vaal 'n beker afdeling en 'n skild afdeling en jy weet, so dit bly 'n skool se keuse. Dit bly 'n ouer en 'n leerder se keuse. Jy weet, so het dit te ver gegaan? Ek glo nie so nie. Is dit vir my en vir Dion de Kok om te besluit of dit te ver gegaan het? Nee. Ons gaan niks aan verander nie. Jy weet, ons gaan nie ek gaan nie môreoggend by skole opdaag omdat ek nou 'n bietjie kommentaar lewer en vir SuperSport Schools werk en hulle, jy weet, gedagtes rondom skole rugby verander nie. Ek dink net wat die geleenthede wat dit skep is fantasties. Daar's seuns wat andersins nooit die kwaliteit opvoeding wat hy nou kry, sou gekry het as dit nie vir skole-sport was. En ek glo vas dat ons dit moet raak sien. Statistiek sê in die hele matriekgroep
in Suid-Afrika verjaar, gaan daar dalk 4 springbokke uitkom. 5, miskien 6, as hulle gelukkig is. Maar daar het duisende seuns 'n geleentheid deur skole rugby gekry om 'n beter kans te hê om te kan gaan studeer. Daar is kinders wat beter paas gaan word. Daar's kinders wat beter na sy vrou gaan kyk oor rugby. En as rugby dit bly regkry, dan is ons op 'n great plek. Want almal dink aan springbokke en almal dink aan professionele rugby spelers. Daar's baie min van hierdie ouens wat op die einde professionele rugby spelers gaan word. Hulle word ja op onder 21 vlak. Want die ouetjies kry kontrakte, die is daar jonker, dan gaan hy na die bulle toe en dan op 21 en kom hy agter Oogata. Ek het nog skaars tiks eerste span gespeel, my kontrak is klaar. Ek gaan nou skouer in die wiel sit en ek gaan werk. Maar ek het hom nog steeds 'n geleentheid gegee om my graad te kry. Ja, ek dink die ding is, die realiteit is rugby is ingeweef in ons DNA. En hoe beter ons doen, hoe meer word dit so. Ons probleem amper waarmee ons sit, en ek dink Jacques Nienaber het dit ook gesê, ons het amper te veel rugby speel, ons amper te veel talent. En daai punt wat jy nou aangeraak het oor die hoeveelheid springbokke, ons het al baie keer gesê, kom ons sê vat toe Victor en Bakkies die slotte by die bulle was. As jy deur die bulle gekontrakteer was, dan hoe het jy nou vir 10 jaar was daar nie 'n kans nie. Maar ek dink wat jy sê is, en ek gebruik altyd die voorbeeld, ek het toe ek afgerig het by Pretoria Boys daai, het ek altyd vir hulle voor 'n wedstryd het ek altyd vir hulle gesê, julle moet hierdie inneem, want hierdie is dalk die naaste wat jy aan toets rugby sal kom. En so 2 jaar later, toe kry ek een van die ouetjies, hy toe gaan swat en so, en hy speel nog bietjie klub rugby en hy kom toe terug. En hy sê daai dinge by hom vashaak, en hy sê toe hy die eerste keer klub rugby speel, toe besef hy, skole rugby is die naaste wat meeste skooluitjies aan toets rugby gaan kom, in terme van atmosfeer en die vibe en alles. Ja, daar gaan altyd seker negatiefs wees. Ek dink ons het al baie podcast ook daaroor gepraat, maar ek dink dis waar 'n ouer en 'n afrigter en 'n skool ook daai verantwoordelikheid moet neem om daai speler te bestuur, soos jy maar enige speler bestuur. Ek dink ons sê altyd, dis iets wat ons by Supersport schools, dit het so half 'n slagspreuk geword is, ons sê wêreldbekers word gewen 10 jaar voor dit gespeel word. En Suid-Afrikaanse skole rugby strukture, glo my, is 'n groot deel van ons sukses. Omdat ons ouetjies Dion blootgestel word aan professionaliteit op 'n jong ouderdom, is hy in staat om op 'n jong ouderdom professioneel te wees as 'n senior speler. En dit kan nie net negatief wees nie. Verloor ons kinders so 'n bietjie van die onskuld, heel moontlik. Verloor hulle so 'n bietjie van 'n kans om 'n karnalie te wees, heel moontlik. Maar weer eens, die werklike groot, kom ons noem dit rugby skole, en dit is nie net seunskole nie, né? Ons moet dit duidelik stel. Jy weet, Monas, Garsfontein, hierdie skole is briljante rugby skole. So dis nie net seuns. Pelgrim. Stellenberg. Jy weet, dis nie net, maar die werklike groot rugby skole, jy's onder geen illusie as 'n jong rugby speler wanneer jy daartoe gaan nie. Jy gaan vir 'n rede. Jy gaan want jy wil gaan rugby speel. So ergens het 'n ouer en 'n seun saam 'n besluit gemaak en gesê, ek wil graag rugby 'n go gee. En om dit te kan doen, het hulle besluit op Parel Gymnasium of Parel Boys High of Paul Roos of Grey College of Garsfontein of hulle het besluit om graag daar te gaan rugby speel of affies, want hulle wil graag daai geleentheid aangryp. So ek dink ons is op 'n gesonde plek. Ek dink nie dis ongesond. Ek dink dit kan ongesond raak, maar net as jy dit ongesond maak. As dit vir jou sin maak. So dit is dalk op 'n mespunt, maar ek dink jy het dit ook nou baie mooi opgesom. Ouers speel 'n baie belangrike rol. En mentors speel 'n baie belangrike rol om seker te maak die seuns doen dit vir die regte redes. Die grootste gevaar heel moontlik volgens baie kritici en goed
En ek meen dit is nie 'n gesprek wat ou wil hê nie, maar is die moontlikheid dat seuns opkikkers sal begin gebruik en hierdie tipe goed om graag 'n span te haal of om van die B-span of na die A-span toe te gaan, want daar's baie druk en goed, maar solank ons daai negatiewe elemente goed bestuur, dink ek Suid-Afrikaanse skole rugby op 'n baie goeie plek. Ja, nee, ek stem saam. Soos ek voorheen gesê het, as ek moet kies, okay, toets is dalk anderster, maar as ek moet kies tussen 'n senior rugby op 'n Saterdag en 'n skole rugby wedstryd, dan kies ek skole rugby game en as ek hom kan stream, dan kyk ek sommer 2 op een slag. So, maar Die lekkerste, ek dink nou aan daai affies voorbeeld van jou, dit sal baie lekker wees as jy kan sit en kyk, Grey speel teen affies, dan kan hulle maar vir jou met die bulle game aan die ander kant van die pad is, dan kan jy so nou en dan die telling kyk, terwyl jy daar by affies sit en kyk. Ja, dit sal baie lekker wees, maar ek wil so half afsluit met daai storie, wat jy sê, en ek het 'n paar pelle gehad in my matriekjaar wat springbokke geword het en vandag nog pelle is en goed, en dis lekker om te weet hulle rugby loopbaan was so 15 jaar lank, maar tensy daar jy weet iets verkeerd loop of iets kan 'n ou kommentaar lewer tot jy so 70 is, dat ek nou uitdag gaan uitwerk. So dan kan ek 'n 40 jaar loopbaan gehad het in die springbokke net 15. So dan kan ek bietjie flip van 'n Merwe en Adrian Straussen in die springbokke sê, maar hoorie, my loopbaan was langer as joune. Maar ek dink ek begin nou die gesprek aan die gang kry, maar ek wil dit net vinnig noem. Ek dink wat belangrik is daar, die punt is, as jy passievol rugby is, dis hoef jy speler te wees nie. Daar is soveel, daar is, soos jy sê, kommentator, jy kan in administratief gaan, skeieregters, afrigters, daar's soveel geleenthede buite dit net as 'n speler, en ek dink daai is dalk 'n belangrike punt vir kinders wat passievol is, want ons het almal nodig, né? Jy kan nie net, Ja. Rassie sal vir jou sê, jy kan nie net goeie spelers hê nie, jy moet die afrigter hê, die administratiewe, jy moet goeie skeieregters hê, jy moet goeie kommentators hê, want dit is alles deel van die suksesresept. Nee, definitief, Dion, en sonder om het 'n lang storie te maak, jy weet, ek was 'n skoonbroekie losskakel. Ek was 'n baie slim losskakel, maar baie bang een. Jy raak mos maar slim as jy bang is. So, jy weet, ek dink skeieregters veral, jy het dit nou genoem. Ek dink ons met meer jong manne wat regtig 'n passie het vir rugby begin oplei as skeieregters. Ek dink daar's baie ouens wat skeieregters word. Ek dink uit beseer, jy weet, uit die oogpunt van hy kry dalk 'n besering of hierdie, maar ek dink ons moet seker maak dat die ouens wat skeieregters word, werklik 'n passie het vir die spel. 'n Ou wat hou daarvan om rugby te kyk en om te ontleed en te verstaan en daai tipe goed. So dis dalk 'n projek, dalk met Ratel Rugby vir ons passievolle ouens kry wat kan skeieregters word in Suid-Afrika. Want ek dink daar is dalk nog 'n klein bietjie werk om te doen in Suid-Afrika, en ons rugby gemeenskap is met skeieregters. Ja, Spoed, luister, dit was baie lekker geweest. Ek dink soos ek sê, ons gaan verseker weer gesels, ons gesels lekker. Maar so ja, ons gaan hierdie gaan lank raak, maar ja. Maar baie dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit en dankie vir jou storie en sterkte met al jou pad vorentoe. Ek waardeer dit. Soos ek sê, ek sien jou dalk in Middelburg en ek sien jou dalk in die Kaap.